Ons is by die laaste aand van ons 3 weke reeks oor tronke sonder tralies. En in die eerste week het ons gekyk na die tronk sonder tralies van wat mense van my dink. In die tweede week het ons gekyk na die tronk sonder tralies om in my verlede te lewe. En vanaand gaan ons kyk na 'n ander tronk sonder tralies. En Paulus skryf ons in Romeine 12 vers 2 skryf hy aan die Romeine, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. En weet jy wat, baie keer van ons as kinders van die Here hou nie van verandering nie. Ons is gemaklik in dit wat ons aan mee gewoond is. En weet jy wat, God het my en jou geroep om soveel meer te wees, te doen en te bereik in ons lewens, in ons geestelike lewens. Maar ons vrees so vir verandering, en dis die tronk sonder tralies wat ons vanaand oor praat, is om verander te word en verandering te ondergaan, en ons vrees dit as kinders van die Here. En dit hou my en jou terug om werklik te word dit wat God van my en van jou droom, wat hy van ons, hoe hy ons gemaak het. En weet jy wat, verandering begin heel eers, dit is wat Paulus vir ons hier sê, verander deur die verandering van ons gemoed. Verandering kom deur ons denke. Weet jy, ons bly baie keer in dieselfde gewoontes en dieselfde denke en dieselfde geestelike vlak en al dieselfde dinge, en ons stap dit maar net saam, want dit is vir ons gemaklik. Maar weet jy wat, as ons nie ons denke gaan verander nie, gaan ons lewe nie verander nie. En God verander eers my denke. Romeine, wat ons gelees in Romeine 12 vers 2. God verander nie jou lewe sommer maar net nie. As jou denke verander jou lewe. Dit gaan nie net jy uit die hemel uit 'n weerligstraal skiet en jou lewe gaan verander nie. Jou denke moet verander, en dan gaan jou lewe daarvolgens verander. En sê jy gaan nooit 'n nuwe lewe leef as jou denke nie gaan verander nie. As jy op 'n ou manier van dink leef, gaan jou lewe nie verander nie. En die lewe wat jy leef is gekoppel aan hoe jou denke is en die manier waarop jy dink. En weet jy wat, moenie bang wees daaroor nie, want hierdie God wat ek en jy aanbid, is die God van nuwe dinge. Hy wil ons verander. Dis hoekom hy dit vir ons in sy woord sê. Hy sê in Jesaja 43, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei, sal julle dit nie bemerk nie. En God werk voortdurend aan iets nuuts. Hy het met die Israeliete, hy het dit reg deur die Bybel werk hy met mense om hulle te vernuwe, om hulle gedagtes te verander. En as ek en jy nie gaan bang wees, as ons nie gaan vrees om te sê, maar wat gaan gebeur? Wat kan verkeerd loop? Geloof sê, as ons geloof in ons hart het, soos 'n mosterdsaad, wat as God iets groter vir my in store het? Laat toe dat U my kom verander, Here. Dis die gebed wat ek en jy vanaand moet bid. Here, kom verander my denke, sodat my lewe kan verander, sodat my lewe tot U heerlikheid kan spreek. En weet jy wat, God gee nie vir my en vir jou vrees nie. Dit kom nie van God af nie. Vrees is nie van hierdie God af nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En hoor dit vanaand, dat God jou 'n gees van krag gegee het en van liefde en selfbeheersing. Vrees verlamme mens. Vrees maak jou dood, wil ek amper sê, maak jou geestelik dood. Maar geloof laat jou beweeg, gaan jou die eerste tree gee. En wanneer God jou roep, gee hy ook vir jou die krag en die selfbeheersing en die liefde om vorentoe te stap, om daai eerste tree in verandering te gee. En verandering begin met geloof. Dit is nie vrees nie, dit is geloof. So jy moet die eerste tree van geloof neem in hierdie veranderde lewe van jou. Jesaja 1 vers 9 sê vir ons hierdie welbekende gedeelte, wees sterk en volmoed, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. God beloof nie net dat hy jou gaan verander nie. God beloof ook dat hy met jou gaan wees. Hy beloof nie dat dit maklik gaan wees nie. Dis baie keer is daar iets wat opgeoffer moet word. Verandering is nie altyd lekker nie. Verandering is nie altyd wat ons aan dink nie, maar God sê vir jou vanaand, as daar verandering gemaak gaan word wat hy in jou lewe wil verander, gaan hy met jou wees. Hy gaan daar wees vir jou. Hy sal saam met jou deur hierdie verandering gaan. En die laaste punt wat ek vir jou wil sê vanaand is dat jou denke bepaal jou bestemming. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Soos 'n mens dink, so is hy, sê die ou vertaling. As jy glo, jy kan nooit verander nie, is jy reg.
dan gaan jy ook nooit verander nie. Maar as jy gaan glo, wanneer jy gaan begin sê, Here, ek wil verander my denke, dit verander my bestemming, verander my doelwitte, verander my perspektief van die lewe, verander dit hoe ek God sien, hoe ek myself sien. Wanneer ons gaan glo dat God vir ons iets amazings in store het, dan gaan ek in jou lewe verander. En dis wat God wil hê. Hoe gaan ons dit prakties toepas? Gee jou vrese oor aan God. Vervang negatiewe gedagtes met God se woord wat die waarheid is. Moenie vasklou aan gister se gemak nie. Glo dat God jou voorberei het vir iets amazing, iets baie groters. En neem vandag die eerste stap van geloof, want jy moet die eerste tree gee om te kan begin. En die grootste tronk wat ek en jy is nie altyd ons omstandighede nie. Dit is wat ons gedagtes vir ons sê, ons gaan nooit verander nie, jy gaan altyd dieselfde wees. Maar God wil vanaand vir jou sê, jy kan verander. Jy sien, Jesus maak nog steeds gevangenisse vry. Hy maak nog steeds slawe vry. En wanneer jy jou mindset gaan verander, deur God se woord, gaan jou lewe begin verander na iets amazings toe. Jy hoef nie bang te wees vir verandering nie, want God verander nooit nie. Hy is die een wat nog steeds die strong deure kan oopbreek vir jou, dat jy iets amazing verander as jy jou denke gaan verander. Hy verander jou om jouself op te bou. Hy verander jou om jou nie te maak, om jou iets beters te maak. Hy sal altyd by jou wees en jy gaan sien hoe jy uit hierdie tronk van vrees van verandering stap en 'n amazing lewe gaan lewe.